steeds nie seker wat die verskil tussen 'n provinsiale en nasionale verkiesing is nie? Wel, jy's nie alleen nie. En dis niks om oor angstig te wees nie, want Karen Nel gaan ons mooi reghelp. Sy is 'n teksskrywer, navorser en joernalis by Media24 met meer as 18 jaar ondervinding in die mediabedryf. Karen, welkom. Baie dankie, Menk. Is lekker om weer hier te wees. Karen, so die 2024 verkiesing stem jy beide vir nasionaal en provinsiaal. So wat presies is die verskil? So ons owerhede bestaan uit 3 vlakke: nasionaal, provinsiaal en munisipaal. So in hierdie verkiesing stem ons nasionaal en provinsiaal. In 2026 sal ons weer aan ons munisipale verkiesing deelneem. En dit is omdat ons grondwet dit so toelaat. En daardie regerings het almal volgens wet uitvoerende en wetgewende gesag om besluite te maak vir hulle eie domein. So dit sal so wees dat in sommige gevalle het provinsies 'n sekere wet wat vir daai provinsie geld, waar dit in 'n ander provinsie nie sal geld nie, maar dit is omdat ons grondwet dit so bepaal. So ja, nasionaal en provinsiaal in hierdie verkiesing en dan weer in 2026 stem ons munisipaal. En hoekom stem ons net elke 5 jaar vir nasionaal en provinsiaal? Ons stem elke 5 jaar omdat ons grondwet dit so bepaal. En ons grondwet bepaal slegs dat 'n president vir 5 jaar in sy ampt kan wees. Ons grondwet bepaal ook verder dat daardie president slegs vir 2 termyne mag dien as president. So 'n president mag nooit vir meer as 10 jaar as president staan nie. Wonderlik, baie dankie. Baie dankie.